Goeiedag. Ek het gister u aandag gefestig op die klanke van haat en vyandskap wat onverwags in hierdie gebed oor God se volkome kennis van ons voorkom. In vers 22 vertel Dawid vir die Here van sy intense haat wat hy Dawid vir sy vyande het. 'n Mens sou kon vra, hoekom? Hoekom doen hy dit? Dis mos onnodig. Het hy nie hoeka in sy gebed bely dat God weet wat hy gaan sê, voordat die woord in sy mond begin vorm aanneem nie? Ek het nou net gesê dat hy dit bely het, voordat die woord kom. Kom ons dink gou 'n bietjie na oor die woordjie bely. Daar is twee betekenisse wat by ons opgeroep kan word as ons die woordjie hoor. Die een betekenis is om openlik uit te kom vir 'n geloofsoortuiging. Daarom kan ons praat van 'n geloofsbelydenis. Hierdie gebed van Dawid, hierdie Psalm 139, is so 'n geloofsbelydenis. Die ander betekenis wat ons dikwels in ons gesprekke gebruik, is dat mense vrywillig, berouvol, beteuterd, bedruk erken dat hulle iets gedoen of gesê of gedink het wat nie reg is nie. Iets waaroor hulle skaam en skuldig is. Daarom noem mens dit 'n skuldbelydenis. 'n Mens bely jou geloof met oortuiging en jou sondes met verleentheid. Daarom, as Dawid sê, U ken my van voor my geboorte af deur en deur, dan is dit 'n aanbiddende geloofsbelydenis. As hy sê, ek haat my vyande met 'n intense haat, is dit 'n biddende skuldbelydenis. Al sê hy nie daarby, ek is jammer daaroor, of vergewe my, of so iets nie. Maar wanneer ons môre die volgende vers 23 lees, sal ons sien hoe ontstellend hy hierdie haatgedagtes vind. Dan word dit vir ons duidelik dat hierdie skuldbelydenis juis nie 'n valsnoot is nie. Dit is 'n stemvurk wat ons help om hierdie hele psalm op die regte wysie te sing. Maar soos ek gesê het, daaroor praat ons môre. Vandag boei 'n ander gedagte ons eers. 'n Gedagte wat nie ongesiens by ons moet verbyglip nie. Dus, let op, geloofsbelydenis, sowel as skuldbelydenis, is saam die salf wat die seerplek van eensaamheid laat genees. En albei, geloofsbelydenis en skuldbelydenis, moet met ons mond gedoen word, nie net met ons gedagtes. Met ander woorde, hardop. Ja, u het reg gehoor, hardop. Lees maar Romeine 10, vers 8 tot 10. Moet my nou net asseblief nie verkeerd verstaan nie. God het nie nodig dat ons dit hardop sê nie. Hy het selfs nie eers nodig dat ons dit dink nie, hy weet dit voor ons dink. So God het dit nie nodig nie, maar ons self het dit nodig om dit hardop te sê. Dit het ek meermale in my lewe ondervind. Toe die Pakistaanse veiligheidspolisie my byvoorbeeld in 'n uitsiglose, amper donker, eensame kamertjie opgesluit het, het ek wonderbare vreugde en vrede gevind deur Sondag 1 van die Katekismus hardop te bely. As u dalk nie die woorde van hierdie Sondagafdeling kan herroep nie, luister gerus na my en Marius se potgooi reeks op Stellenberg se webwerf. In sessie 3 daarvan gesels ons oor hierdie troostvolle woorde. Maar terug by die hardop. Om hardop met God te praat, bring nie vir God nader nie. Dit help ons egter met ons gevoelens van diepe eensaamheid. Want dit herinner ons dat God nie net alwetend binne ons is nie, maar as volmaak begrypende Vader ook langs ons is. Hoe skuldbelydenis 'n salf vir ons eensaamheid kan wees, daaroor dink ons môre saam.
Kom ons bid nou saam. Heiland, laat my nooit vergeet dat U alles van my weet. Al is niemand ook by my, sal U, Here, by my bly. Amen.